Goeiedag, 28ste Augustus. Baie mense vra nogal vir my of ek 'n bietjie 'n update kan gee op die Oekraïne-oorlog. Want as jy weet, jy uit Amerika uit wat aangaan met die Oekraïne-oorlog. Ek het nog nie regtig baie betrokke geraak by dit nie. Ek het baie inligting daaroor, maar nog nie regtig betrokke nie, want ek fokus maar op die Iran-oorlog waar die US military direk betrokke is. Maar ek kan vir julle so 'n bietjie update gee van inligting wat ons die laaste paar weke gekry het. So net om bietjie te kom by wat is aan die gang, omdat die oorlog het al 12 jaar terug begin, in die ooste van, in 2014 al, in die ooste van Oekraïne, waar daar Russiese sprekende rebelle groepe teen die Oekraïne weermag beklei het in die ooste, daai Donbas omgewing, vir hulle eie, hoe kan mense sê, hulle eie plek te hê waar hulle wil. Maar dit is toe later, daar was nie so groot nie, dit was stryks te mekaar, heen en weer en so aan, en dit aangegaan vir jare, maar ons gaan nou praat oor die actual invasion, wat daai dictator Putin begin het, die 22ste Februarie rond, dink ek, in 2022, in Februarie het hy begin, dink die 24ste. Maar dit is nou al 4,5 jaar, wat die oorlog aan die gang is, die gedeelte wat ons nou van praat. Vandat sy 3-dag special operation begin het. En onthou voor die oorlog het hy mos, voor die invasion het hy mos, het die mense om gevra, gaan hy die land invade, hy het gesê, nee, hy is maar net daar besig met training op sy kant van die grens, training exercise, maar ons het daai tyd al gesien, hoe hy kan lieg. En anyway, nou het hy ge-invade. Wat is die stand van sake? Sover. Wel, sover sy invasion het hom baie gekos al. Hy het al 1,5 miljoen van sy eie soldate afgestaan in hierdie proses. Hy het al meer as 12,000 tanks verloor, 25,000 armored personnel carriers, 48,000 artillerie pieces, jy weet, 800 vliegtuie wat nou in helikopters en vliegtuie insluit, en baie van ons op die grond uitgehaal, in Rusland ook. 485,000 drones, maar onthou die drones is 'n gebruikers one-way takens. Dit is nie noodwendig drones wat kom check en dan weer terugry nie. Wapens. So dit is obviously baie. 35 bote en skepe verloor in totaal, en 140,000 ander voertuie, karre, allerhande voertuie wat hy gebruik vir sy logistiek, het hy nou al verloor daar in Oekraïne. Nou, dit is 'n heavy pay om te betaal vir 'n 4 jaar oorlog, en hy gaan nog steeds aangaan. Aan die Oekraïne kant weet ons definitief van, hulle het al hier by die 650,000 soldate verloor aan hulle kant, in verdediging van die land, en ook op baie duisende civies. Soos jy kan sien, weet, het Putin mos in die begin dorpe plat geskiet, hele dorp, hele stad plat geskiet daar in die ooste. Nie net military tekens nie. So, wat gaan op die oomblik aan? Op die oomblik is Oekraïne besig om strikes binne Rusland te doen. Hulle het dit nie gedoen vir die eerste 3 jaar van die oorlog nie. Hulle doen dit nou al suksesvol die laaste paar maande, wat hulle die oorlog binne in Rusland nou sit. Hulle val veral militêre tekens aan, onthou dat so 'n paar maande terug het hulle strategic air basis aangeval, wat hulle 'n paar van hulle strategic bombers gaan uithaal het. Hulle val veral olie refineries aan, waar president Putin sy war machine dryf van energie af, van olie. So dat word baie oliefasiliteite aangeval in Rusland, tot sover as 1000 km van die Oekraïne grens af, waar hulle drones instuur en olieplekke slaan. In ruil daarvoor het Putin nou al in die laaste ruk oor die 240 petrolstasies uitgeskiet met drones, sodat die populasie nie kan petrol kry nie. So hy teken, siviele teken, soos maar altyd, het mos die hele stede al plat geskiet, so dit is nie vir hom snaaks om petrolstasies uit te skiet, om die mense te keer dat hulle kan petrol kry nie. Aan sy kant van die lyn is daar op die oomblik tekort aan brandstof by baie plekke. Mense staan lang lyne vir brandstof en kos en al die tipe van ding. So hierdie ding gaan ernstig begin uitbrei, nou veral nou dat Oekraïne so diep in Rusland in kan strike, en hier is die gewone Russe voel dit nou. Hy kan lekker druk kry van sy populasie af, veral daar waar hulle plekke is waar daar min petrol vir hulle is om te gebruik. Hoekom sal hy nou petrolstasies aanval in Oekraïne en so aan? Hoekom sal hy siviele plekke aanval? Is maar net om die
siviele populasie bang te maak en moeg te maak vir die oorlog, sodat hulle druk op hulle regering sit om te skik vir 'n peace skikking. Maar dis die ding wat hy nie verwag het nie, dat Oekraïne gaan opstaan en terugfight. Hy het gedink hulle gaan net oorgee, soos hulle gemaak het met Crimea, sonder dat 'n skoot geskiet is. Gaan hy net instap en die land oorvat. Ongelukkig vir hom, fight hulle terug. En nou daar is dele van die populasie wat nou al regtig moeg is hiervoor en nie wil terugfight nie, maar die grootste deel van die Oekraïners wil nie onder Russiese druk wees nie, so hulle gaan nog lank terugfight. Hierdie ding gaan nog lank aanhou. Ek sal 'n bietjie vir jou, as ek weer inligting kry, opvolg met die Oekraïne oorlog, ek sal 'n bietjie meer gereeld updates doen met inligting wat ons kry daaroor. So dis dan van vandag en hierdie dag. Cheers.